Goeiedag dames en heren en welkom by Nog Wiskunde in Afrikaans. Ons het nou op 'n punt gekom in ons graad 10 wiskunde reeks waar ek nou eers 'n bietjie moet sidetrack en eers 'n bietjie moet stop met die hoofstroom wiskunde, as ons dit nou so kan noem, en ek moet nou eers vir julle 'n inleiding tot algebra gee. Die volgende gedeelte waaraan ons moet werk in wiskunde is vergelykings, algebraïese vergelykings. En dit behels al die reëls rondom algebraïese vergelykings, produkreëls, kwosiëntreëls veral, wat ons verder na gaan kyk, wat nogals bietjie taaf is. So ons moet dus nou op hierdie stadium algebra goed verstaan, en ek bedoel deeglik goed verstaan, voordat ons verder kan aangaan met die res van hierdie wiskunde. Ek gaan nou vandag vir jou wys, dit is eintlik baie moeilik om te verstaan waaroor algebra gaan nie. So ek wil nie asseblief nie hê jy moet nou hier sit en jou naels begin afkou oor jy nou verskriklik bang is vir algebra nie. So wees rustig, kry vir jou pen en 'n stukkie papier en miskien 'n glasie water of 'n koffietjie as jy dan nou so lus het, en dan kom join jy my vandag en dan gaan kyk ons vandag na hierdie inleiding tot algebra. As jy hierdie inleiding tot algebra verstaan, dan gaan die res vir jou baie makliker kom. Ek sê nie alles gaan maklik wees nie, maar dit gaan baie makliker kom. Ok? Goed, so as jy reg is, kom ons spring onmiddellik in en kom ons gaan kyk waaroor gaan algebra. Right. Nou, ek is seker almal van julle kan onthou, in julle jonger dae het ons hierdie gehad. Ons begin met so 'n tekentjie, 'n blokkietjie of so, en binne in hierdie blokkie sit ons vir ons 'n wiskundige bewerking. So ons gaan dit nou baie eenvoudig hou. Vereers, ons gaan in hierdie blokkie net eers insit plus 2. Ok, so wat beteken hierdie plus 2? Wel, hierdie blokkie is so half 'n wiskundige masjienkie as jy wil. Alright, so dis ons wiskundige masjienkie binne in hierdie blokkie, en hoe dit werk is, as ons 'n getal invoer, dan gebeur daar iets met hom binne in hierdie wiskundige blokkie, binne in hierdie wiskundige masjienkie, en dit gee vir ons iets uit aan die ander kant. Ok, right, so almal van julle ken dit, nee. Dit het ons nou al baie gedoen. Baie van hierdie word verwys daarna as spinnekopdiagramme. So ek sal nou vir julle wys hoekom ons nou praat daarvan as 'n spinnekopdiagram. Ok, so gestel nou, ons gaan sit vir ons die syfer 1. Kom ons kies 1. Kom ons voer 1 in ons wiskundige masjienkie in. Ok, goed. So daar gaan hy nou in. Ok, right, en binne in die wiskundige masjienkie word 2 bygetel. Ok, so 1 gaan in en ons tel 2 by, en 1 plus 2 is natuurlik 3. Alright, baie eenvoudig. Nog nie regtig rocket science op hierdie stadium nie. Ok, kom ons gaan speel met 'n paar ander syfertjies. Kom ons gaan voer vir ons in 'n 5, kom ons voer ook sommer in 'n 7, en dan kyk ons wat kry ons uit. Goed, so as ons dan nou 'n 5 invoer, dieselfde as voorheen, so hier is my 5, en ons gaan met hom in. Ok, right, binne in die masjienkie tel ons 2 by, en natuurlik 5 plus 2 is 7. Ok, right, so my wiskundige masjienkie skop vir my dan 'n 7 uit. Alright, as ons dan nou 7 invoer, baie eenvoudig, 7 plus 2, goed, selfde storie, 7 plus 2 is 9. Ok, so hoekom noem ons dit 'n spinnekopdiagram? Wel, as ons dan nou so 'n koppietjie hierby sit, en ons sit vir hom 2 antennaatjies by, en miskien dan so 'n agterste gedeeltetjie hierso, dan lyk dit vir ons soos 'n spinnekoppie, nê? So die invoer en uitvoere is nou die bene van die spinnekoppie. Ok, right, goed. So, straightforward. Hier is nou nog niks moeilik gewees hierso nie. Ok. So ons gaan dit nou so 'n bietjie opspice, ons gaan nou so 'n ekstra stappie in ons wiskunde masjienkie insit. En ek gaan nou vir julle wys, dit sal nou ietsie soos dit lyk. Ons hou ons plus 2 blokkie. Ok, goed, ons bly by dit. Maar al wat ons nou bysit is 'n stappie voor die plus 2. En daai stappie wat ons daar gaan bysit is maal 3. Ok, so ons wiskundige masjienkie het nou 'n ekstra, kom ons noem dit 'n ekstra komponent, 'n ekstra rad en 'n ekstra gears daar binne in sy breins. Ok, so, maar dis dieselfde storie, ons gaan nou dieselfde ding doen. Ok, so kom ons gaan voer nou weer eens ons syfers in. En ons kan dieselfde syfers kies wat ons nou hier gehad het met ons eerste spinnekopdiagrammetjie. So kom ons gaan kies 'n 1, 'n 5 en 'n 7. Ok, so wat gebeur nou wanneer ons nou 1 en 5 en 7 nou in die wiskundige masjienkie invoer? As ons nou 'n 1 invoer, daar gaan hy in, goed,
Die eerste ding wat ons nou met hom doen, is ons maal met 3. Dis die eerste stapie in my wiskundige masjienkie, 1 maal met 3. So, wat is 1 maal 3? 1 maal 3 is natuurlik 3, want 1 maal enigiets bly dieselfde ding, so 1 maal 3 bly 3, goed, en dan hierdie 3 vat ons nou van hier af, en hy gaan voer nou in by die plus 2. So nou het ons 3 plus 2, en 3 plus 2 gee dan nou vir my uit 5. Ok, right. So, as ons nou hierdie wiskundige masjienkie gehad het, met die extra stappie in, ok, wat gebeur nou met hom? As ons nou 'n 1 ingevoer het, maal ons eers met die 3, en dan vat ons dit en ons tel 2 by, goed, en dit gee dan vir my die 5 uit. Ok, so kyk of jy kan die ander doen ook, kyk wat gebeur as ons die 5 invoer, kyk wat gebeur as ons die 7 invoer, goed, en dan sal ons nou die volgende kry. As jy die 5 invoer, 5 maal 3 is 15, ons kan dit maar neerskryf, en as ek dan nou 15 invoer by my plus 2, 15 plus 2 is 17. Right, so as ek 'n 5 invoer in die masjienkie in, dan kry ek 'n 17 uit. Goed, en dieselfde met die 7 ook, as ek die 7 invoer, 7 maal 3 is 21, en as ek dan 21 vat en ek tel 2 by, dan kry ek 23. Alright. Nou, dames en heren, net op hierdie punt, hierdie sommetjies is regtig waar baie straightforward. En ek wil jou graag aanraai op hierdie punt. Moenie jou calculator uithaal om hierdie sommetjies te doen nie. Los hom. Los jou calculator. Jy moet jou maaltafels ken. Jy moet weet 5 maal 3 is 15. Jy moet dit weet. Ok, right? Jy is ongelukkig op hierdie stadium op so gevorderde vlak van wiskunde, ek meen jy is reeds graad 10. Jy moet jou maaltafels ken. Alright, so ek wil julle aanraai, al vat dit nou vir nou eers 'n paar ekstra minute, nee? Doen die moeite vir nou eers. Los jou calculator en werk dit in jou kop uit. Leer jou maaltafels ken. Goed, dieselfde met 7 maal 3. Jy moet weet 7 maal 3 is 21. Jy moet dit nou al weet, sonder om jou calculator te gebruik. Ok, right. Dit gaan net jou lewe vorentoe baie makliker maak, veral wanneer jy nou eksamen skrywe, of jy moet 'n vinnige berekening in jou kop doen. Dit gaan jou lewe vir jou baie makliker maak. So asseblief, onthou nou, leer nou jou maaltafels, ken hulle goed, en dan los jy die calculator vir nou eers. Ok, goed, so nou dat ons hierdie onder die knie het, nee, en nou dat jy nou nie meer jou calculator gebruik, jy weet dit nou al, nou gaan ons 'n bietjie gaan kyk na definisies, ons gaan nou so 'n bietjie in die teorie inklim. En die eerste gedeelte van die teorie wat ek hê wat jy moet verstaan, is wat is 'n wiskundige funksie? Alright. Wat is 'n wiskundige funksie? Ons gaan van hier af vorentoe tot in graad 12 toe, gaan ons amper op 'n daaglikse basis met wiskundige funksies werk. En dit is dus nou baie belangrik dat jy weet wat 'n wiskundige funksie is. Ok, goed. Nou, onthou nou mooi, tot op hierdie punt het ek gesê, hierdie gedeelte, die 2 blokkies, of in hierdie ene, die 1 blokkie hierso, hierdie was ons wiskundige masjienkie gewees. Ok. Maar inderwaarheid noem ons dit 'n wiskundige funksie. So die gedeeltes wat binne in die blokkie staan, binne in die geel blokkies wat ek nou geteken het, daardie gedeeltes noem ons 'n wiskundige funksie. En jy kan so half dink daaraan as daar is een of ander funksie, nee, 'n funksie is mos 'n ding wat jy doen, nee. Jy voer 'n funksie of daar word 'n funksie verrig, nee. So met ander woorde, indien ek 'n syfer invoer, dan doen ek 'n wiskundige funksie, ek oefen 'n wiskundige funksie uit op daai syfer binne in hierdie blokkie, en dit verander die syfer. Dit verander die syfer om vir my dan een of ander uitset te gee. So in hierdie geval, as ek 'n 1 insit, dan word hy so bewerk en hy word so verander, dat ek 'n 5 uitkry. Ok, goed, so dis die eerste belangrike ding, is 'n wiskundige funksie. Ok, nou, 'n wiskundige funksie, ok, skryf ons op hierdie manier. Kyk gou mooi. Ons noem dit f, 'n wiskundige funksie, alright, van een of ander ietsie. Ok, dis 'n funksie van een of ander ietsie. Ok, nou ek het eintlik myself nou hier so 'n klein bietjie vooruit gespring. Ek moes dit nou eintlik later vir julle gewys het, maar ek gaan nou weer terugkom daarby. Maar vir nou, 'n funksie is een of ander funksie van 'n onbekende waarde x. Ok, right. Moenie laat dit jou brein nou eers breek hier, alright.
Al wat ek nou wil hê wat jy moet verstaan is die gedeelte wat binne die blokkie staan, daardie gedeelte noem ons 'n wiskundige funksie. OK. Nou gaan ons 'n bietjie spices bygooi. 'n bietjie peper bygooi, bietjie tomatiesous, woester, jy weet, bietjie sommer lekker spices bygooi. OK. En hier moet jy nou mooi oplet, want hier is waar die algebra begin. Dames en here, ons gaan van hier af vir die res van jou wiskundige lewe tot in graad 12 toe, gaan ons met algebra werk. So, dit is baie belangrik dat jy nou mooi oplet. OK. Kom ons gaan nou gou weer terug na ons wiskundige funksie nou, nee, ons wiskundige funksie wat ons voorheen gehad het. Ons het gehad een blokkie en binne in die blokkie was maal 3 en hy het toe nou vir ons gevoer in 'n ander blokkie in en daai blokkie was plus 2 gewees. OK. So onthou nou mooi, van hier af vorentoe gaan ek nou praat van wiskundige funksies. So hierdie wiskundige masjienkie van ons nou, OK, ons is nou klaar met spinnekop diagrampies en ons is nou klaar met wiskundige masjienkies nou. Hierdie gedeelte verteenwoordig nou my wiskundige funksie. OK. So, ons begin weer met ons wiskundige funksie. En kom ons recap net gou vinnig. Ons het mos nou 'n syfertjie daar ingevoer en daai syfertjie was kom ons sê nou maar ons het ingevoer 5. Alright. En 5 maal 3 was 15 en toe het ons 2 bygetel en toe het ons 17 uitgekry. Alright. Nou, ons gaan nie altyd weet in wiskunde. Ons gaan nie altyd weet wat die syfer is wat ons in ons wiskundige funksie wil invoer nie. Alright. Laat hy so 'n bietjie insink gehou. Ons gaan nie altyd weet in wiskunde wat die syfer is wat ons wil invoer in ons funksie in nie, in ons wiskundige masjienkie in nie, nee, in ons funksie in nie. So wat maak ons nou? Hoe gaan ons nou te werk gaan as ons nie weet wat die syfer is wat ons by ons funksie wil invoer nie? OK. So jy kan nou vir my sê ja, maar meneer, maar ek meen hoe gaan dit wees? Want hoe gaan ek nou nie weet wat 'n syfer is wat ek by my wiskundige funksie wil invoer nie? Waar sal nou so 'n geval wees? OK. Gestel nou jy het 'n toets geskrywe en die toets is ingehandig en hy moet gemerk word. OK. Jy het die punt nodig om jou gemiddelde uit te werk. OK. Miskien wil jy aansoek doen vir universiteit of miskien wil jy nou vir jou ouers wys, jy wil 'n bietjie breek daarmee. Whatever die case nou is. Jy weet nog nie wat die punt is wat jy vir die toets gaan kry nie. Maar jy kan so lank in jou kop sekere sommetjies doen om uit te gaan werk wat die gemiddelde behoort te wees, né? So jy kan nou vir jouself sê, OK, sê nou maar kry 50%, dan sal my gemiddelde nou dit wees. Sê maar kry 70%, dan sal dit nou dit wees. Sê maar ek doen baie goed en ek kry 92%, dan sal my gemiddelde nou, sê nou maar whatever nou wees, né? 82 of whatever dit sal wees. OK. So jy weet nog nie wat die syfertjie is nie, maar jy weet die berekening, né? Jy het klaar die berekening. Aha, kyk nou hierso. Jy het klaar die funksie. Jy het dit klaar, maar jy weet nog nie wat die syfer is wat jy hier wil invoer nie. Jy weet nog nie. Jy moet nog wag. Jy soek die toets uitslae. OK. Nou, daar's baie gevalle in wiskunde waar ons nie weet wat die syfer gaan wees wat ons wil invoer in ons wiskundige masjienkie, in ons funksie in nie. En so wat ons dan doen, baie slim, wat ons doen, ons gaan kry vir ons 'n plekhouer. 'n plekhouer. OK, ek gaan dit hier so neerskryf. 'n plekhouer. Alright. So ons gaan sit vir ons 'n plekhouer in. En wat kies ons vir die plekhouer? Ons kies letters van die alfabet. Nie meer syfers nie, ons kies nou letters van die alfabet. Nou die mees algemene letter wat ons gebruik, vir ons plekhouer is 'n X. OK. En kyk mooi, ek skryf dit nie so nie, ek skryf nie my X so nie, want daai X beteken ek maal met. Kyk mooi, ek gee my X sulke krulletjies. Gaan dit weer skryf? X. OK. So my plekhouer wat ek kies, wat ek daar wil insit, vir die syfer wat ek nog nie weet nie, OK, gaan kies ek die letter X. OK, jy kan letterlik enige letter van die alfabet kies, dit maak regtig nie saakie. Maar jy moet net 'n letter insit. OK, nou wiskundiges reg oor die wêreld het almal so half gesê, OK, right, weet jy wat, dit gaan cool wees, kom ons besluit almal is die letter X. Nee, ek weet nie waar kom dit vanaf nie. Maar die letter X is die letter wat ons gebruik. Goed, so nou voer ons vir X in. Onthou nou mooi, X is 'n plekhouer.
Dit beteken x kan enige waarde hê. Dit kan 10 wees, dit kan 12 wees, dit kan -4 wees, dit kan 3,672 wees. Okay, right? Dit kan 92 wees, dit kan 100 wees. X kan enige waarde hê. Enige waarde. Enige waarde mag die x wees. Okay, so vir nou sê ons, ek weet nie wat die syfer is nie, ek weet nie wat ek wil invoer nie, ek weet die berekening, ek ken die berekening, maar ek weet nog nie wat ek wil invoer nie. Okay, so ek gaan voer vir my 'n plekhouer in, en daai plekhouer is 'n x. Okay, right, julle nog met my? Okay, goed. As jy nog nie verstaan nie, stuur daar vir my, sit vir my 'n vraagie onder in die comments, en ek sal vir jou antwoord. Alright, ek sal my beste doen om vir jou te help as jy nog nie verstaan nie. Goed, maar kom ons beweeg nou aan. So nou het ek gesê, ek kies vir my 'n plekhouer. My plekhouer is x, ek voer hom nou in my funksie in. Hier is my funksie, ek voer hom nou daar in. So nou wat gebeur? Goed, so nou, as ek nou die x invoer, dan het ek x maal 3. Ok, so wat doen ons nou? Hoe werk het nou? Ok, nou, dink nou so daaraan. Ek het 'n plekhouer en ek maal dit met 3. So met ander woorde, ek het dan 3 plekhouers, nee. Ok, ek gaan vir jou 'n ander manier sê, as ek 'n appel het, en ek maal dit met 3, hoeveel appels het ek? 3 appels. Maak dit sin? So, ek het 'n plekhouer, en ek maal dit met 3, ek het dus dan 3 plekhouers. Ek het 'n x, ek maal dit met 3, en dan het ek 3x'e. Ok, goed, en ons skryf dit so neer. 3x. Ok, so, ons gaan nou by hierdie produkreëls nog uitkom. Ok, right. So vir nou, dit werk nou so. As ek 'n x invoer, in my wiskundige funksie in, die eerste stapie wat ek doen is, ek maal dit met 'n 3. So dan het ek x maal 3, en as ek 3 plekhouers het, of skies tog, as ek 'n plekhouer met 3 maal, dan het ek 3 plekhouers, moet so, nee, so eenvoudig soos dit. En ek skryf dit as 3x. Ok, so nou vat ek my 3x, en ek voer dit in by die volgende stappietjie, en wat doen ons dan daar? Ons tel 2 by. So nou, wat ek nou hier gaan uitkry op die eind van die dag, is die volgende. 3 plekhouers, nee, 3 maal x, 3x'e, waarby ek 2 bygetel het. Ok, nou weer eens, ek sal nou later vir julle verduidelik in 'n volgende video, hoekom 3x plus 2 nie 5x is nie, dit is nie 5x nie, ok, right? Ek sal nou dit vir julle later video wys, maar vir nou, die output, nee, die uitset wat ek kry van hierdie wiskundige funksie hierso, is 3x plus 2. 3x plus 2. Ok, so, welkom by algebra. Ok, jy het nou sopas jou heel eerste algebraiese wiskundige funksie gedoen, jy het die x ingevoer, en ons het dan 'n output gekry van 3x plus 2. Ok, right. As jy by my bly, as jy saam met my werk, gaan algebra vir jou easy peasy word. So jy moet net kop hou met hierdie eerste les van vandag. Ok, en ek raai jou aan, gaan kyk die video weer, gaan kyk hom weer, as jy nie verstaan nie, ok, right? En los asseblief vir my enige vraag wat jy het in die comments, nee, enige vraag, het maak nie saak, daar is nie 'n dom vraagie. Los dit vir my in die comments, en ek sal by jou uitkom, en ek sal vir jou mooi verduidelik hoe dit werk. Ok, goed, kom ons gaan try 'n ander voorbeeld. Kom ons gaan kies nou vir ons, 'n funksie wat 'n bietjie tawwer is, nee. Kom ons gaan sit vir ons 3 stappies in. My eerste stappie is, ek vat whatever inkom, en ek kwadreer dit. Ok, ek kwadreer dit. Ek sit so klein tot die mag 2 by. So whatever inkom, whatever daai syfer is, ek kwadreer dit. Alright. Dan, die volgende stappie is, ek vat dan wat ek kry, en ek maal dit met 3. Ok. En dan, die volgende stappie wat ek dan doen, is ek gaan tel 2 by. Ok. So kom ons gaan speel so 'n bietjie met hierdie enetjie. Kom ons kyk wat interessant is, wat hier vir ons gaan uitkom. Goed, kom ons voer eers 'n syfer in wat maklik is om te werk. Kom ons gaan sit 'n 2 in by hierdie wiskundige funksie. Onthou nou mooi, ek sê nou weer, hierdie hele gedeelte hier in die geel blokkie, hierdie hele gedeelte is my wiskundige funksie. Dis my wiskundige funksie. Ok, het word voorgestel deur hierdie verskillende stappe wat ek uitvoer binne in hierdie wiskundige funksie. Ok, so kom ons gaan kyk.
as ek 'n 2 invoer, onthou nou mooi, onthou nou wat ek gesê het, los jou calculator, moenie die calculator gebruik nou nie, werk die goed in jou kop uit. Okay, dit is nie so moeilikie, gebruik jou breinskrag, jou breinkrag, jy het dit, dit is regtig waar die moeilikie, jy kan dit maklik doen. Okay, so nou voer ek 'n 2 in, daar gaan hy nou in, en ons kom by die eerste stapie uit, en die eerste stapie sê, whatever ek ingevoer het, moet ek kwadreer, so met ander woorde, 2 kwadraat. Nou wat beteken 2 kwadraat, as jy dit nou al gedoen het, en jy ken dit goed vir jou, as jy nou nie weet wat dit beteken nie, 2 kwadraat is dieselfde as 2 maal 2, en dit, dames en here, weet ons is 4, ok, so nou vat ek my 4, en ek gaan sit hom in by my volgende stap, en dit sê, ek maal dit met 3, nou wat is 4 maal 3, ons almal weet, 4 maal 3 is 12, ok, right, maaltafels, jy moet hulle ken, asseblief, 4 maal 3 is 12, ok, goed, en nou vat ons my 12, en ons gaan sit hom hier, in my laaste stappietjie in, en 12 plus 2, gee dan vir my, een antwoord van 14, ok, so die uitset, die output, nee, dit wat die funksie vir my lewer, is 14, as ek 'n 2 ingevoer het, dan kry ek 'n 14 uit, ok, so kom ek verduidelik nou gou weer, soms weet ons nie altyd wat die syfer is wat ons in die funksie wil invoer nie. Ok, right, ek het my so verduidelik van die toets wat jy geskryf het en jy weet nou nog nie wat die punt gaan wees nie, maar jy ken die formule om jou gemiddelde uit te werk. Ok, so wat doen ons as ons nie 'n syfer weet nie, wat ons wil insit nie, is ons gaan gebruik vir ons 'n plekhouer. X. Ok, die plekhouer X. Ons gaan kies 'n letter van die alfabet en ons sê vir mekaar, daai letter wat ek gaan kies, gaan die letter X wees. Ok, so nou vat ek die X en ek voer hom in my funksie in. Daar gaat hy nou in. Die eerste stap, die eerste ding wat ons daar tref, is 'n kwadraat. Nou die kwadraat beteken mos, as het in hierdie geval waar dit 'n 2 was, beteken dit 2 maal 2. 2 maal 2. As daar 3 ingegaan het, sou dit 3 kwadraat gewees het, en 3 kwadraat is 3 maal 3. So as ek die X invoer, en ek in die X kwadraat, stap die eerste, hy tref hom eerste, dan het ek moes nou daarso, X maal met 'n X. Stem jy saam? Nee, dit is moes wat X kwadraat beteken, X maal met 'n X. Ok, nou op hierdie stadium, weet ek nie wat die syfer is nie. So dit bly X, die input bly X. Ek weet nie wat die syfer is nie, ek kan dit nog nie inslot nie, die input bly X. Ok, so met ander woorde, hierdie eerste stapie hierso, hy lewer vir ons X kwadraat. En ek los dit net so. Ek los vir X kwadraat net so, want ek weet nog nie wat dit moet wees nie, want ek weet nog nie wat die syfer is nie. So ek los hom net so, ok, hoef nie verder met hom te gaan werkie, hy is 'n plekhouer. Ok, so X maal X is X kwadraat, dit bly net so, want dit is nog steeds net 'n plekhouer, want ek weet nog nie wat die syfer is wat ek daar wil insit nie. Goed, so nou vat ek my X kwadraat, en ek gaan sit hom in by die volgende stappietjie, en dit is maal 3. Ok, nou weer eens, as ek 'n appel het, en ek sê, 'n appel maal 3, dan het ek mos 3 appels. Kyk hier, as ek 'n appel het, daar is my appeltjie, en ek sê, ek vat die appel en ek maal hom met 3, dan het ek mos nou 3 appels. 1, 2, 3. So met ander woorde, ek kan dit skryf as 3 appel. 3 appels. Maak dit sin? Ok? So nou, as ek 'n X het, en ek maal hom met 3, wat ek dan sê is, ek het 3 X'e. Ek het 'n X, en nog 'n X, en nog 'n X. Wat ek eintlik het is X plus X plus X. Ok? So ek het 3 X'e. En dit is dan dieselfde as 3X. Nee, ek het hier gehad 'n appel en nog 'n appel, soos 'n appel plus 'n appel plus 'n appel, en dis 3 appels. Ok. So met ander woorde, as ek sê, my onbekende getal, my plekhouer, maal 3, dan beteken dit, ek het nou 3 van hulle. Ok, nou kyk nou mooi wat gebeur hierso. As ek 'n X kwadraat het, ok, soos wat ons nou hier gehad het, as ek 'n X kwadraat het, en ek maal dit met 3, hoeveel X kwadrate het ek dan? Ok, ek gaan gou weer terugkom. As ek 'n appel het, en ek maal die appel met 3, dan het ek 3 appels.
As ek 'n x het, 'n plekhouer het, en ek maal hom met 3, dan het ek 3x'e. As ek 'n x kwadraat het, wat nog steeds 'n onbekende is, nog steeds 'n plekhouer het, en ek maal dit met 3, dan moet ek mos 3x kwadrate hê. Ek moet mos 3 van hulle hê. Ok? Onthou mooi, die x kwadraat is nog steeds 'n onbekende getal. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nog nie wat die x is nie. Ek het 'n plekhouer. Ek het 'n plekhouer maal met 'n plekhouer, gee vir my plekhouer kwadraat. En nou sê ek vir jou, ek het 3 plekhouer kwadrate. Ok? So hierdie is dan op die einde van die dag 3x kwadraat. Ok. Ons gaan nog baie sulke voorbeelde doen in my volgende video's, nee. So stay tuned, nee, bly kyk my video's, bly kyk net en ons gaan baie van dit volgende doen en dit gaan nog vir jou alles baie duideliker word, soos wat ons werk daarmee en oefeninge doen daarmee. Goed, so nou sê ons, as ek my x kwadraat gevat het en ek het hom ingevoer by my maal 3 blokkie, ok, ons het nou gesê, 'n 3 maal x kwadraat is dieselfde as 3x kwadrate. En nou vat ek my 3x kwadrate en ek gaan sit hulle binne in my plus 2 in, ok? En ek kan nie die 2 bytel nie, ek kan nie sê 3x kwadraat plus 2 is 5x kwadraat nie, nee, ek mag dit nie doen nie, dit werk nie so nie, en daar's redes daarvoor, ek sal dit vir julle in 'n volgende video verduidelik. So, die output wat ek dan hier kry, is 3x kwadraat plus 2. Ok, goed. Ek hoop julle is nog met my op hierdie stadium. Ek hoop nou nie ek het julle verloor nie. Ok, ek sê weer eens, as dit nog nie sin maak, rewind die video, dan gaan kyk jy weer waar ek begin verduidelik van die plekhouer en wat ons doen om die plekhouer binne in die funksie in te sit. Nee, die plekhouer is 'n getal wat ek nog nie weet nie, maar ek gebruik 'n plekhouer sodat ek die funksie kan verder mee aangaan. Ok, nou gaan ons gou dit 'n stapie verder vat. As ek nie weet wat die syfer is, wat ek wil invoer nie, dan gaan ek mos ook nie weet wat die syfer is, wat ek moet uitkry nie. Ok? Luister gou weer mooi. As ek nie weet wat die syfer is, wat ek wil invoer nie, dan kan ek mos nie weet wat die syfer is, wat ek gaan uitkry nie. En as ek 'n plekhouer gebruik, vir die syfer wat ek invoer, dan kan ek mos ook 'n plekhouer gebruik vir die syfer wat uitkom, want ek weet mos ook nie wat dit is nie. En dis presies wat ons doen. So wat ons doen is, omdat ons nie weet wat die uitset van my funksie is nie, ons weet nie wat dit is nie, want ek het 'n onbekende ingevoer, ek het 'n plekhouer ingevoer. So dus sê ons dan nou, die output is die syfer, nie die syfer, ekskuus tog, die letter y. Ons gebruik oor die algemeen die letter y om aan te dui wat die uitset van 'n wiskundige funksie is. Ok, goed. So nou kan ons die volgende doen. Ons kan sê, as ek my x invoer, en daar gaat hy nou deur die masjienkie, daar werk hy nou met hom, daar werk hy nou met hom, daar werk hy nou met hom, en dan skop hy vir my 'n output uit, en omdat ek nie weet wat die output is nie, kan ek vir dit 'n ander syfertjie gee, ekskuus tog 'n letter gee, en ons sê daai letter is y. So met ander woorde, ek kan gaan sê dat y, die output van my wiskundige funksie, is dieselfde as die input, wat ek mos nou deur my wiskundige funksie gesit het, wat 3x kwadraat plus 2 was. Ok, kan julle sien? So ek sê, ek vat 'n onbekende plekhouer, ek sit hom deur my wiskundige funksie, sit hom deur, en ek kry 'n onbekende output, en hierdie output gee ek nou die letter y. Ok, en die output moet mos wees die 3x plus 2. Dit is mos nou wat met die x gebeur het, soos wat hy hierso deur die funksie beweeg het, tot hy by die einde uitgekom het nou weer. Nee, dit is mos nou, ja, soos wat hy deur die funksie beweeg het. Ok, so ek kan dus sê, dat y, my output, is dieselfde as 3x kwadraat plus 2, soos wat hy nou hier uitgekom het. Ok, nou hier sit nou waar het nou mooi interessant raak. Kyk nou gou wat gebeur hierso. Ons het mos nou net maar gesê, ons voer 2 in die wiskundige funksie in. Goed, en die output wat ek daar gekry het was 14. Alright, hy staan nou daar, hy is 'n klein bietjie weggesteek, maar as ek 'n 2 insit daar, dan kry ek 'n 14 uit.
So kyk nou wat gebeur nou. Sê nou maar, ek besef, op een of ander manier besef ek nou, dat die x moet 'n 2 wees. Ok? So ek kom tot die besef, dat my x moet 'n 2 wees. Goed, so wat gebeur nou? Nou vat ek die x, wat nou gestaan het hierso, in my funksie, en ek verander hom in 'n 2. En ons kry nou die volgende. Die y is nou gelyk aan 3 maal, en nou het ons 2 kwadraat. Ons het 2 kwadraat, ok. En ons tel 2 by. Hoe werk het nou weer? My x was 'n 2, ek het nou agtergekom, hy moet 'n 2 wees, en toe gaan sit ek daai 2 in die x se plek daarso. En nou kry ons die volgende. 3 maal met die 2, wat ons oor die x was, kwadraat plus 2. En dit is dan nou die volgende. Kyk nou wat gebeur nou hierso. Dis nou 3, en 2 maal 2 was 4 gewees, ok? So 3 maal met die 4, en ons tel 2 by, en wat is dit? Wat is 3 maal 4? Is 12, nee, 3 maal 4 is 12, en as ek 2 bytel, dan kry ek 14. Ok, en kyk wat was hierdie, dit was 'n 2 gewees, ons het hom ingevoer, woepswap, 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 daar het hy nou gewerk in die wiskundige masientjie, in die funksie, en toe kry ons 'n 14 uit aan hierdie kant, 'n 14 uit, en hierso het ons nou gesien, maar as my x 'n 2 is, goed, en ek sit hom in die funksie in, en dan kry ek 14 uit. So, ok, wat het nou hier gebeur? Jy sou net soos, sure, wat het nou hier gebeur? Ok, so, kyk nou mooi, en luister nou mooi wat hier gebeur het. Hierdie, noem ons 'n wiskundige funksie. En hierdie wiskundige funksie kry ons, wanneer ek die onbekende x, deur my funksie beweeg, en die output y kry. Ok, so daar, dames en here, is jou heel eerste algebraïse funksie, of jy kan ook sê jou algebraïse vergelyking. Alright, yes, so nee, ons beweeg lekker aan hierso. So, wanneer ek 'n onbekende plekhouer het, en ek voer hom deur my wiskundige masientjie, deur my funksie, dit wat ek aan die ander kant uitkry, is dan my wiskundige funksie. Nou, kom ek kom gou terug na hierdie toe wat ek nou voorheen gesê het. Ok, onthou nou mooi, ek het gesê 'n funksie skryf ons, of kan ons skryf as dit. 'n funksie, en luister mooi wat ek sê, 'n funksie van x. 'n funksie van x. 'n funksie van x. Alright. So al wat dit beteken is, daar is 'n klompie berekeninge, 'n klompie bewerkings met 'n x in. Ok, so iewers in daai bewerkinge is 'n x in. Dit is wat dit beteken wanneer ek sê 'n funksie van x. So ek het 'n klomp sommetjies maal 2 plus 3 gedeel deur 4, jy weet minus 7 en so aan, alles binne in 'n funksie, binne in daai blokkie. Alright? En daar is 'n x in. Iewers in daai blokkie is 'n x op 'n klompie maniere in. En ek sê dan 'n funksie f, 'n funksie van x. Alright. Nou, dames en here, dit noem ons funksie notasie. Funksie notasie. Funksie notasie. So, as ons nou hierdie voorbeeld kan gebruik wat ek nou net gehad het, dan kan ons sê, 'n funksie van x is dieselfde as 3x kwadraat plus 2. 'n funksie van x is dieselfde as 3x kwadraat plus 2. Ok, goed. So nou kan jy vir my sê, ja maar meneer, ons het dan nou net 'n y gehad, en nou ewe skielik sit ons hier met hierdie fancy f van x besigheid wat jy my nou hier gesê het, en wat nog steeds nie vir my lekker sin maak nie, maar ek meen, hoe kom ons nou van 'n y af na funksienotasie toe? Ok, dis regtig baie eenvoudig. Al wat ons hierso sê, is die y is dieselfde ding as die funksienotasie. Alright, die y is dieselfde ding. So jy kan sê, y is 3x plus 2, maar jy kan ook sê, 'n funksie van x, fx, ons gaan praat van fx, 'n funksie van x is dieselfde as 3x kwadraat plus 2. Ok, so jy kan die y of jy kan die fx gebruik. Dit is nog steeds dieselfde ding. Dit is dieselfde ding nog steeds. Die y of die fx kan jy gebruik, en dit beteken dit is die
uitset. Dis die output van my wiskundige funksie. Ok, en weer eens, ek sê gou weer, hierdie fx of f van x, fx of f van x, ons noem dit funksienotasie. Ok, nou hoekom wil ons funksienotasie gebruik? Want, ok, right, hier begin raak het nou baie eenvoudig. Kyk gou mooi. As ek funksienotasie gebruik, en ek sê, ek het 'n funksie van x, ok, met ander woorde, ek het wiskundige bewerkings, en daar's 'n x binne-in iewers. Ek het wiskundige bewerkings, en daar's iewers 'n x binne-in, ok? En daai wiskundige bewerkings lyk so, 3x kwadraat plus 2. So ek het 'n funksie, f van x, ok? En dit beteken ek het 'n klompie bewerkings en daar's 'n x iewers tussenin ingegooi. Ok. Of watter vorm dit ook al kan wees, maak nie saakie, maar daar's 'n x ingegooi. Ok. So nou sê ek weet die x moet 2 wees. Ek weet hoe die x moet 'n 2 wees. So as ek nou die 2 wil insit in my funksie in, goed, dan doen ek dit nou so. My funksie, maar alle x'e gaan vervang ek met 'n 2. Ok, so kom ons doen dit. So oral waar daar nou 'n x in my funksie was, oral waar daar 'n x was, slot ek nou net 'n 2 in. Ok, so kom ons gaan kyk gou. 3 bly 3, goed, niks verander met hom nie, maar nou het ons 'n x kwadraat. So wat ek doen is, ek sê goed, my x verander ek met 'n 2, dit word dus 2 kwadraat. So ek sit die x, die waarde van 2 wat ek nou weet, ek sit die waarde van 2 in die plek van die x. So oral waar 'n x is, oral waar daar 'n x is, sit ek 'n 2 in. Maklik, baie eenvoudig, ok? En dan werk ons dit nou net uit. Onthou nou, daar was plus 2 gewees. En soos ons nou hierbo gesien het, die antwoord is 14, so dit kom dan uit op 14. Ok, so daar het jy nou sommer funksienotasie ook geleer. En dis bitter cool, dis baie cool. Jy gaan baie tyd vorentoe spaar as jy reeds nou al weet wat funksienotasie is. Ok, goed, so, ek hoop julle is nou nog met my. Ek gaan nog een voorbeeldjie met julle doen. Ons is nou klaar met spinnekop diagramme, ons gaan nie nou meer blokkies met bewerkingkies inteken en so nie. Van hier af vorentoe doen ons nou groot, grown-up wiskunde, en ons gaan van hier af vorentoe algebraïese notasie gebruik, en ons sal algebraïese funksies vir onsself skrywe, en ons gaan algebraïese vergelykings, en ek gaan vir julle in die volgende video verduidelik wat 'n algebraïese uitdrukking is. Dit gaan ons ook doen. Ok, so kom ons gaan kyk na 'n volgende voorbeeld. Ek gee vir jou die volgende. Ek sê vir jou, 'n funksie van x. Onthou nou mooi, wat is funksienotasie? 'n funksie van x. En wat beteken funksienotasie? Kan jy gou weer sê? Dit beteken, daar's een of ander wiskundige bewerking, 'n wiskundige funksie, 'n wiskundige bewerking met 'n x in. Op een of ander manier is daar 'n x binne-in. Ok, nou gaan sommer net een uitdink gou vir nou. Gaan net een uitdink. Hy lyk so. 2x kwadraat plus 4x minus 6. Dis hoe my funksie lyk. 2x kwadraat plus 4x minus 6. Ok, so ek gee vir jou, hier gee ek vir jou 'n wiskundige funksie. Daar's 'n bewerking, en daai bewerking het 'n x op een of ander manier in. Daar kan meer as een x wees, daar moet net x'e in wees, op een of ander manier. Ok, goed. Nou sê ek vir die volgende. Bepaal die waarde van hierdie funksie, indien x gelyk is aan 3. So nou sê ek vir jou, die onbekende syfer wat ons nou nie geweet het nie, sê ek nou vir jou is 3. En ek sê nou vir jou, sit 3 in die funksie in, en gee vir my die output. So met ander woorde, bepaal die funksiewaarde, kom ek skryf dit hierso neer, die funksiewaarde as x gelyk is aan 3. Dis wat ek nou vir jou vra. Ok, so, nou het ons gesien in my vorige voorbeeld, wat doen ons hierso? Oral waar 'n x is, gaan slot ek 'n 3 in. En ek skryf dit so. Ek sê, as x gelyk is aan 3, dus, hierdie 3 doetjies gaan ons nog baie mee te doen hê. Dus, die funksie by x gelyk aan 3, jammer,
is dieselfde as 2. 2 bly mos 2. Hier is my eerste x. Dan het ek 3 kwadraat. 3 kwadraat. Goed. Plus 4, die 4 bly 'n 4 daarso, en daar's nog 'n x, so daar moet ook 'n 3 inkom. So dis dan 4 maal 3 minus 6. Ok, right. Nou, sonder jou calculator, asseblief dames en here, los jou calculator, los hom uit. Moenie nou daar jou calculator gryp en sommetjies wil doen nie. Werk die goed in jou kop uit, asseblief. Leer jouself, ontwikkel daai breinkrag, kry dit in. Wat kry ons hierso? Ok, 2, en wat is 3 kwadraat? 3 kwadraat beteken 3 maal 3, beteken 3 maal 3, goed, dis wat 3 kwadraat beteken. Ok, en wat is 3 maal 3? 3 maal 3 is mos 9, so ek kry hierso 2 maal 9, ok, plus, wat is 4 maal 3? Is 12, minus die 6. Ok, nou wat is 2 maal 9? Sonder die calculator, nee? 2 maal 9 is 18. 18 plus 12 minus 6. Ok, so kom ons werk dit nou gou uit. 18 en 12, as ek dit by mekaar tel, 10 plus 10 is 20, dan het ek nog 'n 8, dit is dan 28 en ek het nog 'n 2, so dit is dan 30. So 18 plus 12 is 30. En 30 minus 6 is dan op die eind van die dag 24. So met ander woorde, dus, 3 daaitjies, dus, my funksiewaarde, wanneer die x gelyk is aan 3, ok, right, die 3 is 'n bietjie skeef, ok, die funksiewaarde, wanneer x gelyk is aan 3, is dan 24. Ok, easy peasy. Goed, so, wat het ons nou vandag geleer? Ons het nou vandag geleer van 'n wiskundige funksie. En 'n wiskundige funksie is 'n stel bewerkingkies, wat in 'n sequence, in 'n ry staan, nee. So, daai bewerkingkies noem ons 'n funksie, nee, want as jy 'n input het wat ingaan, dan word daar een of ander funksie op daai input uitgevoer om 'n output te kry. So dit verander deur die proses en dit gee my output. Toe het ons vir mekaar gesê, ek weet nie altyd wat die syfer is wat ek wil invoer nie. Goed, daar is sommige gevalle wanneer ek nie die syfer ken nie, maar ek weet wat die berekening is. Ek weet hoe om dit uit te werk, maar ek weet nie wat om in te voer by die berekening nie. Ok, so wat ek dan doen is ek gaan gebruik 'n plekhouer. En die plekhouer gee ons letters van die alfabet. En ons kies die mees algemene letter wat ons gebruik is die letter X. Ok, reg oor die wêreld gebruik ons almal die letter X. Dan sê ons vir mekaar, goed, as ek nie weet wat die input is nie, dan kan ek nie weet wat die output is nie, en dus vir die output kan ons ook 'n letter gebruik en dis die letter Y. Ok, en toe het ons nou gaan praat oor funksienotasie. En funksienotasie sê ek, 'n funksie van X. 'n funksie van X, dis hoe ek dit noem. Dis wanneer ek praat van 'n funksie, dan noem ek dit 'n funksie van X. Ons kan ook praat van fx. Ok, maar ons sal later daarby kom. 'n funksie van X. En dit beteken ek het 'n klomp bewerkings, plus, minus, maal, deel, maakie saakie, maar in daai stel bewerkings is x'e. En daar kan meer as een wees, daar kan 'n miljoen wees, maakie saakie, en hulle kan in verskillende vorme ook daar staan. Die belangrike ding is, daar moet x'e in my funksie wees. Dan kan ek sê, dis 'n funksie van X. Ok, en toe het ek nou ook vir julle gewys, indien dit nou so kom, dat ons weet wat die onbekende waarde moet wees. Ok, in die geval wat dit nou 'n 3 was, in hierdie sommetjie van ons, as ons dit weet, dan kan ons dit in my funksie gaan inprop, en letterlik wat ek doen is, oral waar 'n x gestaan het, gaan vervang ek, net met die waarde wat die x was, wat die x nou gekry het. Dis wat ek gaan doen. En dan werk ek dit uit, en ek kry dan, op die eind van die dag, praat ons van die funksiewaarde. Die funksiewaarde, dis wat hier is. Ok. Goed, so ek hoop het maak vir julle nou beter sin. Hierdie video is super belangrik. Hierdie video bepaal die res van jou graad 10 wiskunde. En jy moet asseblief hierdie inleiding tot algebra onder die knie kry. As jy nou met hom gaan sukkel, gaan graad 10, 11 en 12 wiskunde vir jou besonder moeilik wees. So asseblief, rewind die video, gaan kyk hom weer, doen die oefeningkie saam met my, ok? Gaan dink daaroor, soos wat ek het verduidelik, en kyk wat vir jou sin maak.
En as jy nog steeds nie verstaan nie, asseblief in die comments gaan vra vir my die vraag en ek sal moeite doen om vir julle te help om dit uit te werk. Of om vir julle antwoorde te gee, vir julle te help verstaan waaroor dit gaan, waaroor algebra gaan. OK. So asseblief, jy moet hierdie onder die knie kry. Alright. Nou toe, baie dankie dames en here. Ek hoop hierdie waarde of hierdie les was vir julle van nut gewees en dit maak nou julle oë oop vir julle vir algebra. OK? As dit jou eerste keer is, welkom by algebra. Maar as jy nou al reeds 'n ontmoeting daarmee gehad het, maybe help jy die videoetjie vir jou uit, maybe verstaan jy dit 'n klein bietjie beter. Baie dankie dat julle saam met my gekyk het vandag. Ek waardeer dit vreeslik baie. Moenie vergeet om te like en subscribe nie en al daai lekker dingetjies. Vertel julle vriende van hierdie wonderlike wiskunde video's wat julle kyk goed en hoe goed dit vir julle help. En julle moet almal julleself oppas en dan gaan ek vir julle sien in die volgende video weer. Tot dan toe. Bye bye.